Ons gaan die Bybel oopmaak by Deuteronomium 6. Dis so voor in die Bybel. Deuteronomium 6 met so 'n paar verse. Dit is dan die gebod, die insettinge en verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees, al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhouding sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag. En hierdie woorde wat ek aan jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huise sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet 'n voorbeeldsplank tussen jou oë wees. Jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skryf. Tot sover. Nou goed, vanmorgen ons praat oor 'n besonderse onderwerp, drempels en deurposte. Dis 'n boodskap wat volg op 'n boodskap wat ek so ruk teruggebring het. Ek daarvan af verwys in die inleiding. Maar die Bybel praat baie van ons drempels, van ons huise, van die kerk, en van ons hekke. Daar's 'n drempel waar die hek stop, en daar's ingang en daar's uitgang. Dit is belangrike dinge, ontsettend belangrik. Dit het alles te doen met ons geestelike lewe, met ons fisiese lewe, met ons siektes, met ons gesondheid en alles. So, hier is volgens my die belangrikste boodskap van hierdie jaar, dat ons sal luister en hoor wat God sê, en doen wat God sê. Jesus het sy mense kwalijk geneem en gesê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Baie sulke mense, ek hoor hier so en wat ons kyk maar. Drempels en deurposte. Die drempel is daai platting daaronder ons deurgang in die huis, die deurposte is daai twee en bo. Die Bybel praat ook van 'n bo-drempel. Die hele storie is 'n drempel of 'n deurpos. Dit is ontsettend belangrik. So kom ons gaan aan. Toe Israel moes uittrek uit Egipte, gee God die bevel dat hulle 'n lammetjie moet slag en sy bloed vat en 'n hyssopstingel en aan die deurposte en die drempels smeer. Wat sal dan gebeur? Dit sal gebeur. Die doodsengel sal verbygaan. Daar waar die bloed nie is nie, daar gaan hy in en daar is dood. Die bloed is die massa krag van God, wat keer dat onder in ons huis inkom. Nou nog ook bloed en die dood in die huis. Wat sê Eksodus daarvan? Hulle moet van die bloed neem en stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drempel en aan die huise waarin hulle dit eet. As ek die bloed sien, sal ek by hulle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte onttrek nie. God werk op die bloed. Daai het die bloed van lammers wat 'n vooruitspring van Jesus was. Nou werk hy terug deur die bloed van Jesus. En as hy die bloed van Jesus eer en respekteer, sal die verderf jou nie vang nie. Dit was die bloed en die dood in die huis. Maar dan die bloed was nie, het die dood ingekom. Selfs Farao se eie seun moes met sy lewe betaal. Die tweede ding is die woord en die toestand van die huis. Waar ons gaan lees het in Deuteronomium 6 staan daar, hierdie woord wat ek jou vandag
beveel, moet in jou hart wees, jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hand, en dit moet as 'n voorwaarsband tussen jou oë wees. Jy moet dit op die deurposte van jou huis met die poorte skryf. Hierdie was letterlik gedoen. En hierdie was gedoen gewees, met so 'n dingetjie gemaak met teks daar, hulle op vasgebind en die Korane geskryf, die deurposte geskryf, die tekste van God se woord. En tot vandag toe doen die ortodokse Jode dit nog. Hulle het ook gegaan by die deur van hulle huise, dan hulle so hoortjie daar gesit met 'n skrif in 'n teks, met genoem Birkat Habayit. Dis in Hebreëus vir ons belydenis. Hulle staan daar staan, laat geen droefheid hierin kom nie. Laat geen probleme na die deur kom nie. Laat geen vrees deur die deur ingaan nie. Laat geen konflik binne wees nie. Laat hierdie huis gevul wees met blydskap en vrede. Dis hulle wens en hulle verdediging en beskerming van hulle huise gewees. Dit is wonderlik hoe hierdie dinge werk. Ek het 'n ruk gelede gepraat oor 'n teks in Jesegiel 43, waar die deur langs die deur gewees het. Daar was 'n deur, toe kom die mense maak hulle eie deur langs daardie deur. Wat doen ons as God sê, daar is die deur van die heiligdom van God? Wat doen ons? Jesegiel 43 sê wat God sien. Hulle het hul drempel by my drempel gemaak, langs dit. En hul deurpos langs my deurpos, sodat net die muur tussen my en hulle was. Hulle het my heilige naam verontheilig, verontreinig, met hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat ek hulle my toorn verteer het. Ook Israel, die boodskap van die kruis en aan wil kyk, is net so belangrik. Hulle het gegaan en by die tempel, het hulle gesien, daar is God se deur, maar ons het is om aan te gaan, ons moet ons eie program in die tempel doen, ons moet ons eie teologie en ons eie godsdienst daar beoefen, so kom ons maak 'n gat en ons maak 'n deur langs God se deur, dan gaan ons daarin. Dan kan ons doen wat ons wil. En dan het hulle muur gebou tussen God se deur en hulle deur. Hulle drempel en sy drempel. Dus sê God, ek verteer julle met toorn. So, wat is so belangrik omtrent drempels en deurposte? Dit is nou 'n fout van hulle. Ons verhaal begin by Jerigo. Een van die oudste stede van daardie tyd was Jerigo. En hulle was maangod aanbidders. Maangod is erig. Hulle het ook hulle voorvaders vereer, soos ons land ook baie gedoen word. Hulle het moontlik hulle voorvader geeste aanbid. Hulle het lyke onder hulle vloere begrawe om hulle by hulle te hou. En so het hulle aangegaan. Dan was daar sommiges wat afgodsbeelde van afgode gat in die muur gemaak het en toegemes met afgode daar binne gesit het. Nou toe hierdie volk daar inkom, is hierdie goed daar. En hierdie volk sal maklik sê, ons het nou 40 jaar in die woestyn gebly, ons wil nou 'n huis hê, kom ons storm daai huis en ons vat hom. Wat hulle dan al daardie onheile en boosheid saam. En God sê nee, dit gebeur nie. Hierdie ou stad was die voorbeeld van die afgryse en van sonde en besoedeling wat verder in die land lê, wat hulle moes verkoor. Dit was die eerste stad en was 'n voorbeeld vir die res van die land wat hulle sou inneem. Daarom sê God sekere ding omtrent hierdie dorp, hierdie goed. Josia het die stad in 1550 voor Christus ingeneem en slegs Rahab en haar gesin is daar gespaar. Maar toe kom die val van Jerigo en Josia 6 vers 20 sê hierdie woorde. Toe skreeu die volk en hulle het op die horings geblaas en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot kruisgeskreeu aangehef en die muur het op sy plek ingeval. En
Die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en die stad ingeneem. Die letterlike betekenis van die Bybelse woorde en profesie word hier bevestig. Die Bybel sê die mure het ingeval. Nou, die mure het nie omgeval nie. Ek was daar het oor gestaan en kyk. Hierdie mure het nie omgeval nie, maar letterlik in die aarde ingeval. Dis 'n voorbeeld daarvan. Dit is nie so baie duidelik nie, maar daar is Jericho. As die mure, jy staan daar voor, dan kyk jy af, as die mure daar in die aarde in, diep in die aarde in, het nie omgeval nie. En ek het daar gestaan en kyk, en ek het die Here geprys en aanbid vir die grootheid van God. Daar staan jy. Jy staan daar, en kyk jy af, en daar staan, en kyk jy af, dat die mure van Jericho in die aarde in, hy was ingeval. Dis so letterlik ons die woord van God opneem. Waar daar staan, is reg en is waar. So Jericho moes verwoes word. En Jericho was in 'n sin die voorbeeld van die land wat Moses met wanvloek moes tref. Josua. Nou sê in Josua 6 vers 26, in die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jericho op te bou. Ten koste van sy eerstgeborene sal hy die fondamente lê, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. Hier is 'n vloek wat Josua uitspreek oor hierdie stad, oor sy fondamente en sy poorte, sodat die volk Israel nie daai stad kan herbou nie. Hulle mag dit nie doen nie, dis 'n wanvloek wat daar is, en as hulle dit sou doen, sou daai afgryse van Jericho hulle deel word. Hulle moes skei daarvan, hulle moes dit oorneem en verwoes en verder trek. So, hoekom is daar die ernstige vloek daar? Josua het geweet dat fondamente, drempels en poorte ernstige geestelike gevare op waardes vir mense inhou. Vir volke en vir kerke en vir huise. Hou jou poorte en jou drempels ontsettende waardes in. Dis die les wat ons môre moet leer. Hy was by toe die lam se bloed in Egipte aan die Israel se beskerming lewe en hoop gegee het. Josua was daar. Hy gaan sy deurposte bloed gesmeer, daarom lewe hy toe nog. Dit is die erns van God se woord. As God 'n ding vervloek het, moet hy vervloek bly. God kan nie verander nie. So, God wou Jericho se bose invloed permanent verwoes. Sy volk mag nie op die bose fondamente bou nie. Sy volk moet nie bou. Enige mens wat by God uitkom en wat God dien, moet 'n nuwe huis bou, 'n nuwe kerk bou. Nie 'n ou een ingaan en daarvan mismaak. So, wat het gebeur met hierdie stad? 500 jaar later, in 1 Koning 16 vers 34 staan daar, in Agab se dae het Hiel van Bethel Jericho opgebou. Dan gaan hierdie aanstaande mannetjie en hy gaan sê, ek sal hierdie stad bou. Dus 500 jaar later, daai vloek werk nie meer nie. Wat gebeur? Ten koste van Abiram se eerstgeborene het hy die fondament gelê, toe sterf sy seun. Ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, en toe sterf hy. Volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josua seun van hom gespreek. 500 jaar later toe werk hy vloek nog. Die wanvloek hang nie op. Daarom moes daai man gedink het voordat hy doen. Al sy seuns die ewigheid in hom wat gehoorsaam is. So wat God vervloek en toegemaak het, blyk bose mag geen mens opmaak nie. Daarom is daar sleutels vir sekere dinge. Jesus het Petrus sleutels gegee, sê hy is Petrus. Die sleutels van die koninkryk van die paradys en so nie. Jericho was die drempel van die beloofde land en model van die boosheid wat verder te wag. Dit was die drempel van die land en dit moes vernietig word, want binne-in die hele land was net boosheid. Maar vreeslike dinge na die land aangegaan. Daarom sê God, wis hulle uit, jy siek in die kar, gaan soek in die land. Sy invloed en kontaminasie moes gestuit word. Voordat die volk ingaan, moes die kontaminasie wat Jericho op hulle sou inoefen, moes vernietig word.
ook as 'n voorbeeld van God se finaliteit oor boosheid. Al die mense, alhoewel Rahab en haar gesin, moes vernietig word. Want wat doen die Israeliete gewoonlik? As hulle in 'n plek ingaan, dan gaan trou hulle met daai mense se dogters. En so word hulle besoedel en gecontamineer en ingetrek in die stelsels van die wêreld. Kinders van God doen dit ook baie keer. Trou met 'n ongeredde mens, maar word ingetrek in die stelsel waar hulle kom. Nie poorte word loop nie. So, wat moet ons dit weer vanmôre? Ernstig genoeg dat ek dit herhaal en herhaal. Drempels en fundamente is net meer as fisies. Daai drempel van die kerk en daai is nie net 'n fisiese plek waar ons sit nie. Dit is die skeiding tussen twee dimensies wat daar staan. Hier is 'n dimensie binne, daar is 'n dimensie buite. En daai drempels en die deurposte maak skeiding tussen twee dimensies. As ons die geestelike betekenis hiervan verstaan, open dit vir ons dieper dimensies in die lewe en uitdagings en voorregte wat ons kan geniet om 'n fantastiese geestelike lewe te leef. Want oor die drempel in jou huis gaan, kan alles daar binne radikaal verander. Jy kan dit oorneem of net reseer. Wat er daar weer inkom, aan die deur van jou huis, alles radikaal verander. En dit doen. Dis wat gebeur in ons huis, in die kerk. Demone kan vestings oprig in jou huis. En dan saam met jou daar woon as jy dit toelaat. Daar baie huise wat ek al ons ingaan om demone uit te dryf, omdat die mense niks weet nie, en omdat daar demone bly en hulle kom trek daarin saam met die goed, dan moet jy gaan en dit uitdryf. Daar gebeur verskriklike dinge. Mense bel jou 12 uur of 1 uur in die nag, dan sê hulle, ons televisie gaan net aan. En die deure gaan open toe, en die ligte gaan net af. En daar is goed wat rondtrek in die huis. En die daai demone gaan uitjaag. Hulle bly saam met die mense in die huis. En honderde sulke gevalle ons hanteer. Verskriklike goed. Maar jou huis kan 'n heiligdom wees waar vrede, liefde, heiligheid, skatte, waardes en God saam met jou woon. Dis die waarde van die drempel. Jou huis kan 'n heiligdom word as daai drempels reg benader word. Of dit kan 'n slagveld word waar gedurende stryd, siektes, ongemak, hartseer heers, waar neerlaag gelei word. Baie mense se huise is net 'n poel van stryd. Daar's geen vrede nie, daar's geen vreugde nie, daar's geen oorwinning nie. Dis net stryd van die môre tot die aand. Ja, dit het alles met jou huis se drempels te doen. Alles. Wat gaan binne my huis aan? Dit alles daarmee te doen. So. Vir die kerk van Jesus geld hierdie woorde wat Paulus skryf. Korintiërs 10 sê, hoewel ons in die vlees wandel, voor ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te lê. En daarby kom. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God, elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereede om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer hulle gehoorsaamheid vir God is. Wat sê die woord van God? Hy sê hier in die kerk, is daar moontlik vestings. Demone kan in 'n kerk inkom en daarin hoef vir hulle mes maak. Hulle kom in 'n kerk in en hulle werp 'n skans op in die kennis van God wat hier vandaan uitgaan. Daar sit mense soms in 'n kerk, hulle hoor nie 'n woord wat jy sê nie. As jy daar uitgaan, kan ek jou vra waar is daar gebeur as hulle doen. Dit gebeur. Hulle werp skans op in die kennis van God. Hulle maak planne om 'n kerk of 'n huis te verwoes. Dit is wat gebeur in die praktyk. Dis hoekom die drempels so belangrik is, daai gaan tot die inkom nie. Hulle moet nie effek hier binne hê nie. En ons moet dit keer. Dit is wat elke kind van God, maar 'n kind van God se huis moet plaasvind. Daar moet oorlog wees. Want in elke kerk moet daar oorlog wees. Paulus sê in Efesiërs 6, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons kan nie die goed sien. Dan kan jou waarborg die buitekant is daar demone wat probeer inkom.
Die binnekant is daar engele, die gees van God is hier, wat hulle buite hou. As jy nie kan hoor wat jy gesê word nie, dan straf hulle net daar wees. Die gemeente, jou huis en jou hart is allemaal slagvelde en jy is geroep tot stryd. Ons is nie op die aarde om partytjies te hou. Gister en gou is ons nie. Maar ons is nie hier vir 'n partytjie nie. Dit is nie 'n avontuur nie. Dit is 'n oorlog. Ek doen baie keer vir die gewys. The birth of Christ was an act of war. Jesus het gesê in Mattheus 9:10. Ek het nie gekom om vrede te bring, ek het gekom om die swaard te bring. En as die gemeente of die ouers en die mense in die huis die swaard opneem, dan sal daar baie meer oorwinning wees in ons kerk en in ons huis. So hier is algemene kulturele Bybelse beginsel. Dit is nie net hierdie Bybel waar dit staan nie. Daar is ander mense wat dit ook weet, wat hulle met dieselfde goed te doen as die mens. Vir die Hebreërs byvoorbeeld en sommige ander volke is 'n drempel van die tempel, 'n stad of jou huis onbeskryflik belangrik. Wat sê hulle? Baie kulture glo die drempel is 'n poort na nuwe geleenthede en nuwe verhoudings. As ek huis toe gaan, dan wag daar iets vir my. Miskien is my vrou baie bly op my huis toe, my kinders. Daar is miskien nuwe geleenthede, miskien het die foon gelei en daar miskien 'n brief aangekom met geld en wat ook al ek nodig het. Baie kulture glo hierdie dinge en dit werk vir hulle. Jy kan maak wat jy wil dit werk. Hoor as in Korea. Ja, the threshold, die drempel, is a sacred space. Crossing the threshold into a home represents transition from the outside world to a personal sanctuary. As jy van buitekant af kom in Korea, jy gaan in jou huis en betree 'n heiligdom, persoonlike heiligdom. Hulle glo dit, jy kan daai mense sien, nie die woord nie, maar die sê dit. Japanse kultuur. In Japan, the gate acts as a threshold between the worldly and the sacred. Passing through a threshold symbolizes entering a spiritual realm. Hoeveel te meer moet dit vir die kinders van God geld? Want as ek in my huis ingaan, gaan ek in 'n heiligdom in. Maar hoeveel stap daar in, dan is die hel los daar binne. Word gevloek en geskree en te kere gegaan. Dis tyd dat ons drempels heilig. So hierdie beginsel roep ons om te besin oor die fondamente en die drempels en die deurposte in ons huise, in ons kerke en in ons lewens. So is belangrik vir ons almal hier vanmôre dat ons hierdie gemeente sal beskerm. Dat ons hierdie gemeente 'n heiligdom vir God en vir ons kan maak. Dat jy sal gaan en dit vir jouself daar doen. Dit moet prakties gedoen word. So bou jy op die rots van God se waardes, soos Mattheus 6 vir ons sê, 'n man het 'n huis op die sand gebou, val in op sy wil, of maak ons vir ons huise 'n onheilige deurpos volgens die standaarde van die wêreld. My huis is myne, wat ek daar binne doen is my saak, en daar binne gaan ek net maak wat ek wil, want niemand sien my nie, hulle weet nie. So wat gebeur as jy in jou woonhuis instap na kerk? Ons gaan 'n bietjie toets môre as jy huis toe gaan. Wat gaan gebeur by die huis? Word jy nou skielik iemand anders as jy daar oor jou drempel stap? Gebeur so baie. Baie keer na diens, dan bel iemand my. Sê hy is hel in die huis, my man slaan my of my vrou skop my. Ek het een keer na diens, toe kom daar 'n vrou by die pastorie aan, toe sy van die bloed besmeer en bespuit. Haar man het lank al beplan om haar en haar kinders met mes op te sny en haar ouers te stuur in 'n vrieskas. Sy is van die bloed. By die huis gekom na kerk, toe gaan sy in die kamer in om iets te doen, en hier kom hy in met 'n mes in sy hand. En hy storm op haar af. Gelukkig was haar pistool in die handkas. Sy gryp die pistool en sy skiet hom 5 keer. Hy val op haar en bespuit haar met sy bloed.
Ja, ek wil nie sulke goed altyd vertel nie, maar dis wat gebeur in huise. Dis wat gebeur, dis maar een ding. So, word iemand anders as jy daar by 'n drempel instap of deur die kusyn inkom? Waar is Jesus en die Gees van God dan nou wat jy in die kerk beleef het, of kom aanbid het? Waar is hy? Wil jy gebly, binnekant? As hy nie saam met jou huis toe gaan, het jy niks gekry nie, klaar. Waarom verander dinge so radikaal by sommige persone as hulle in hulle huise instap? Jy is buitekant, as die mense na jou kyk nog oulik, maar as jy instap, dan verander mense, jy kan amper sê, hulle sit 'n masker op. Dan wonder mens, wat of wie is daar binnekant? Wat bly daar by huis? Goed. So, jou huis is een van twee dinge. Dis of 'n heiligdom, of is 'n slagveld. 'n Gemeente is of 'n heiligdom vir God, of is 'n slagveld. Is daar twis, haat, bitterheid, vloeke, boosheid, of selfs demone daar binne? Soos ons weet, dit sal verseker inkom as ons nie ons drempels en ons deurposte beskerm en heilig nie, soos hierdie Israeliete gedoen het, en soos baie ander kulture dit doen, die Japaneese en die Koreane en so meer. My huis is 'n heiligdom. Ek gaan nie so om te beklei nie. Hoor wat sê God hiervan? Habakuk staan daar, U trek uit tot redding van U volk, tot redding van U gesalfde, U verbrysel die kop. Nou hierdie woord in Hebreëus is rosh, hoof of kaptein of leier of man. U verbrysel die kop, die hoof, die kaptein, die leier, man van die huis, van die goddelose, en ontbloot die fundament tot by sy nek. God wys wat gaan op onderaan. Hy ontbloot dit. En so moet God ons huis ontbloot miskien vandag. Wat gaan nie aan? Wat is daar binne? God weet wat aangaan. Hoor wat sê hy? Ek sal ook op die dag besoeking doen oor almal wat oor die drempel spring, wat die huis vul met geweld en bedrog. God weet hierdie ding en hy wag vir daai mense wat so optree. Jy kan nie dink God is daar buite nie. Al is jy alleen daar binne saam met demone, God weet alles. Ek sal op die dag besoeking doen oor almal wat oor die drempel spring, wat die huis vul met geweld en bedrog. Mense, dis ernstig. Ons moet God dien op die regte manier. So wat moet ons doen met ons drempels en ons deurposte? Daar is 'n paar praktiese punte. Die eerste is, volgens die Israeliete, waar hierdie ding vandaan kom wat ek gelees het, neem autoriteit oor jou huis se drempels en deure. Die man of die hoof van die huis, as daar nie 'n man is nie, moet gesag en autoriteit neem oor daai deurposte en oor daai drempels. Tweedens, neem autoriteit oor alles daar binne en oor almal wat daar binne woon. Die man is die beeld van Christus, hy is die gesagsfiguur. As hy naas hom die vrou dit maar doen. Salf jou drempels en kusyne met olyfolie wat 'n simbool is van die bloed van Jesus en heilig dit plegtig vir God in jou gesin. As ons hierdie dinge doen, moet ons nie staan en mompel nie. Jy moet met God praat en sê, Here, op hierdie oomblik salf ons hierdie kusyne en drempels van my huis met die olyfolie wat 'n beeld is van die bloed van die lam van God, soos dit daar in Egipte was. En ons proklameer oorwinning hierin. Van hierdie oomblik af heilig ons hierdie huis vir God en vir ons. So prakties moet dit wees. Godsdienst wat nie prakties is nie, is 'n teorie of 'n filosofie. Jy moet besluit wie en wat oor die drempels van jou huis mag ingaan en uitgaan. Daar's baie mense wat in jou huis inkom en besoedeling bring. Van die Jehova getuies sê God in 1 Johannes hoofstuk 3, moenie hom groet en moenie hom in jou huis toelaat nie. Wat doen hy? Hy bring demone in jou huis in. Hulle is vol demone. Die Jehova getuies is nie Christen nie, hulle is ook 'n kerk nie, hulle is 'n kultus. Al hierdie mense moet jy buitekant laat. Ons kan hieroor praat uit ondervinding. Maar pas op wie in jou huis inkom. Vyftens, elke keer as jy daar in en uitgaan, moet jy onthou, jy moet daar roep wat ons hier besluit het. Gaan ons huis 'n slagveld bly wees, of gaan ons huis 'n heiligdom wees?
As dit 'n heiligdom moet wees, moet jy gaan en dit heiligdom maak. Deur die woord van God, deur gebed, deur die Heilige Gees, deur geestelike musiek, deur geestelike programme en dinge aan te sit. Daar is baie sulke dinge wat so kosbaar is. Dit is waar geestelike oorlogvoering begin is in jou huis, eintlik in jou hart. En as ons wil oorwinnaars wees in hierdie lewe, moet ons begin veg. Moet veg vir wat ons het en wat ons kan verloor deur die magte van die vyand. Want hulle waak, hulle kyk na jou. 2 Korintiërs 3 vers 6 sê, hulle maak planne. Hulle het planne. Hulle is gedurig besig om planne te maak. Hulle doen dit met my, met my vrou, my kinders en my vriende en familie en mense op die plaas. Hulle doen dit met gemeentelede, mense met wie jy saamwerk. Hulle maak planne om jou onder te kry. So, ons moet ons huise skoon maak. Dis die eerste stap. Die hoof van die huis is verantwoordelik vir dit wat daar binne is, die manne en die vrou ook maar. Wat is in jou huis wat daar nie hoort nie? Wie saam met jou in die huis woon, beïnvloed alles daar binne positief of negatief. 'n Mens moet pas op as jy 'n jaloeseerder in jou huis opneem. Hy kan 'n duiwel aanbidder wees, baie keer gebeur. Daar is sekere familielede wat in jou huis mag opneem nie, want hulle gaan jou besoedel, hulle gaan jou huis vernietig. Wie soms voor jou daar gewoon het, kon jou huis besoedel het, soos Jericho. Hulle kon met afgode daar bedryf het. Hulle kon sataniste gewees het. Ek het dit nou eendag vertel, maar almal was nie. Ons is daar in 'n Vogwil. En daar is 'n vrou wat in 'n splinternuwe woonstel intrek. Splinternuut, hy's geverf, hy reik nog geverf. En in die gang steek die kinders vas en begin gil as hulle daar by punt kom. Hulle gil en hulle draai hulle hardloop en gryp hulle maag. En ek en Louise gaan soontoe en ons gaan daar staan en kyk en begin navorsing doen en sy kyk in die gang af, so skuins. Daar in die gang se muur is daar iets agter die verf wat so 'n bietjie uitstaan. En toe ons gaan kyk daar, toe is dit 'n vrymesselaar simbool wat daar staan. Toe iemand wat 'n huis gebou het, 'n vrymesselaar simbool daar geverf, onder die verf. En ons moet daai vloek breek en daar is dit vry. Dis wat in huise gebeur. Dit gebeur baie. Wie die huis gebou het, kan bose magte daarby, soos ek nou gesê het, inbou. Vloeke, okkultiese dinge, toorgoed. Hulle begrawe mense se hare in die kusyne. My pa het in die ou tyd baie gaan om haal hy hare uit die kusyne, dan is daar toorkragte en vloeke in daai huis. Mense word dodelik siek en sterf. Dan is daar sulke goed in die kusyne begrawe, buitekant in die erf, dan is daar goed uitgehaal. Satan is baie bekwam om invloede en afgode in jou huis in te smokkel, sodat mag dinge wees wat baie onskuldig voorkom. Maar baie dinge wat onskuldig voorkom, maar voorbeelde van Christene se huise en goed wat daar binne kan wees. Ek gaan net 'n paar noem, daar's baie te veel. Mammon, die geldgod. As daar stryd in jou huis is oor geld, dan is daar 'n mammon, demoon. As geld in jou huis 'n stryd is, dan baie mense wat sê, my geld is my geld, jou geld is jou geld. Daar kan armoede wees, verarming. Dis die mammon, god van geld. Narcissisme kan daar wees, die god van selfliefde. Daarheen, het hom al so self so lief, dat hy heel in die stoel kyk en self bewonder. Daai gees is die gees van narcissisme, selfliefde. Bacchus, die drankgod, as daar gesuip word in die huis. Cupid, daai klein dingetjie met die pyltjies. Dis 'n bose demoon. Dis nie 'n liefdesdingetjie nie. Dis die Eros, is 'n seksgod. En hy's in baie mense se huise. Die god van plesier, sport, televisie en daai goeders. As jy televisie nie kan beheer nie, moet jy hom liewers uitgooi. Dit kan 'n god word in jou huis. Dit
kan net verslaaf wees in hy ou, wat noem dit, siepies. Daar's altyd 'n demoon in daai goed ingebou, daar's altyd 'n angel in wat jou gaan steek. In die eerste plek vat hy jou van God af weg, want daar's nie tyd om Bybel te lees of te bid nie, en daar sit. Sinterklaas, die Vader Christmas. Daai ding se regte naam is Lucifer. Ek weet nie of jy dit weet nie. Vader Christmas se regte naam is Lucifer. En hy's 'n plaasvervanger van Jesus Christus. Daar's iets soos 10 vergelykings tussen Sinterklaas en Jesus. Maar hy's Lucifer, sy naam is eintlik Santa. As dit omdraai is dit Lucifer. Voorvader geeste. Daar's baie mense in ons land wat huise uithuur waarin daar mense gewoon het wat voorvader geeste aanbid. Jy moet jou huis skoonmaak voor jy intrek. Daai goed bly daar. Jy eet jou saam met jou kos. Voorvader geeste is oral in huise. En dan weet die mense nie wat om te doen nie. Baie mense bring hier die Afrika kuns in huis in. Sulke maskers en dromme en goeders. Daai goed is toegewy aan voorvader geeste, aan demone. As jy daai ding in jou huis het, moet jy hom dadelik verbrand en God om vergifnis vra. Want is demonies. Vrymeselary se afgode, yoga. Die god van yoga is Boeddha. En as mens yoga bedrywe, dan oefen jy net boeddhistiese rituele uit, dis al wat yoga is. Dis boeddhistiese rituele. Ek het eendag met 'n vrou te doen gehad wat yoga doen. En ek is daarmee in die leerkamer en sy sit daar. En ek begin hierdie ding aanspreek. Hierdie bobeenspiere van haar swaai, draai om tot onder haar bobeen. Haar arms draai om, laat hulle agtertoe kyk. Sulke dinge. Dis wat yoga en sulke goed aan mens doen. Engeltjies. Daar bestaan nie so ding soos 'n engeltjie nie. Daar is nie klein engeltjies nie. Engeltjies is demoontjies, kabouters ook. Dis Satan se planne om in mense se huise in te kom. Dis al wat hy het. Dis al wat hy doen. 'n Engeltjie is nie 'n engeltjie nie, dis 'n demoontjie. Engele is ook nie vroulik nie. Baie van daai engeltjies in die huise is dogtertjies, goetertjies. Die Bybel sê vir ons, engele is alleen manlik. So kyk maar na die goed asseblief. Bose kinders speelgoed, dinosaurus en baie goed. As daar dinosaurus in jou huis is daar demone in jou huis. Ek het vir julle gelees wat sê daai boek van The Gospel of wat sy naam nou? Oor die maar in elk geval as 'n boek oor demone, oor hierdie goed, kinderspeelgoed en dinosaurusse. In daai boek verklaar hulle dat dinosaurusse is die skeppers van die aarde en van God. Ek het dit hier gelees vir u. As daar so 'n ding of 'n prentjie daarvan in jou huis is dit moontlik dat daar demone in jou huis kan kom. Mense speel met vuur. Heksery is baie meer algemeen as wat mense dink. Sataniese items, daar's baie dinge, as mense wat met hierdie vrymeselaars ringe loop, as daar vloeke in jou huis. Daar's baie dinge. Dr. Pieter Wagner sê, afgoderry is die diens aan, samewerking met en besoedeling en of beheer deur enige ander wese of mag as God, soos engele, Satan, beelde, wangoed, demone, godinne, helde, kragte, ikone, voorvader geeste, geldgierigheid en godsdienstrituele. Hierdie ding van die Sabbat is 'n godsdienstritueel wat 'n afgod geword het vir sekere kerke. Eksodus 20 sê God, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En hier is maar 'n klein groepie wat ek hiermee besig is. Mens kan nie heeldag staan en praat oor dit. 1 Johannes 5 vers 20 sê my kinders, bewaar julle self van die afgode. Hoekom sê Johannes dit as daar nie so iets is nie? Dan mos ons tyd.
Bewaar julleself van die afgode. Met ander woorde, ondersoek wat is afgode en veg teen die goed. Of keer dat hulle in jou huis inkom nie. Is iemand wat afsluit met hierdie woorde. As we reflect on this truth, it invites us to consider the foundations and thresholds we are laying in our lives. We are building on the rock of God's truth, or are we attempting to construct our own versions of peace and stability on shifting sands of worldly ideas and wisdom? When we ignore God's teachings, we risk not only our own future, but that of those who follow us, die kindertjies. Baie ouers lei hulle kinders reguit hel toe. So wat betekenis het jou huis ingange vir jou? Psalm 121 vers 8. Altyd as ons in huis ingaan om dit skoon te maak van die goed, dan salf ons die kusyne en ons vat hierdie teks waar hy sê, die Here sal jou uitgang en jou ingange bewaar van nou af tot in ewigheid. As jy dit reg benader natuurlik. Psalm 91, wat beteken daai Psalm? Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Wat beteken dit? Presies waarmee ons hier besig is. Die skuilplek van die Allerhoogste moet jou kerk wees. Dit moet jou persoon wees, dit moet jou huis wees. Hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Jy sal lekker slaap. Jy sal lekker slaap. So, dit is hoe die wêreld is. En dis die belangrikheid daarvan om huis toe te gaan, by jou drempel te gaan staan en 'n besluit te neem. Wat gaan ons hier binne toelaat? Wat gaan hier binne gebeur? Wie mag hier binne inkom? En as dat goed moet uitgaan, gooi dit uit. Dan kan dalk 'n chaos plaasvind as jy dalk mooi so goed in jou huis het en jy gooi dit uit, dan raas hulle. Dan kan hulle kwaad wees vir jou. Maar ons is hier om te help. So mag die Here ons seën, mag die Here gee dat hierdie gemeente se fondamente en hulle drempels en deurposte heilig sal wees. Dat jou eie verstand en jou hart se deurposte en drempels heilig sal wees. Dat jou eie huisene so sal wees van hierdie oomblik af. Ons aanbid U, ons Vader. Ons kan maar net vanmôre sê, die woord van God is lewend en kragtig. Die woord van God is waar. Die woord van God is onpeilbaar diep. En ons prys U dat ons die wonderlike woord van God nog mag lees en mag bestudeer. Heilige Gees, ek bid dat al hierdie dinge wat ons oor gepraat het vanmôre vir ons ernstig sal wees, vir elkeen van ons. Want daar mag baie siektes in huise wees, wat nie daaroor te wees nie, wat ons kan buite hou. Daar mag baie smart en ellende wees, wat buitekant ons bly. Maar as ons wat dit toelaat, Here vergewe ons as ons skuldig is, en help ons om te besin oor hierdie saak, om ons heiligdomme skoon te maak, om ons heiligdomme af te sonder, vir ons en vir God, en vir ander wat ook saam met ons die pad van die Here loop. Amen.